En welkom by nog 'n episode van Pad Langs. Hallo pappa. Julle my kind. Welkom. Ons sien uit vir nog 'n episode. So, ek het bietjie deur dinge gegaan en toe dink ek nou aan 'n vraag wat ek oor gewonder het. Want ek wil weet hoe staan dit in die Bybel en hoe kan ek krag kry uit die Bybel uit? As mens deur moeilike tye gaan, dan is dit eintlik so belangrik om nie te wil veg in die vlees en iemand te vloek en sleg te sê, maar om dit aan die gees oor te laat dat God die geveg vir jou veg. Nou, hoe doen mens dit? Hoe kry mens die skeiding tussen om te veg in die gees en nie in die vlees nie? En nie toe te laat dat jou vlees oorneem en dan dat jy eintlik maar die verkeerde dinge dan doen nie, want ons vlees is maar swak en ons gees is Die gees is swak. Die gees is swak en die vlees is sterker gewoonlik. Hoe kan ons maak dat ons gees die sterker een is in die geveg? Ja. Dit is eintlik maar 'n stryd tussen gees en vlees. Ja. En jy moet weet, ons is ook maar vleeslike wesens. En uit ons natuur uit is net soos 'n dier veg en vlug en daai goeters. So, en dan om daai skuif te maak. Ja. Dit vat energie. Om geestelik te werk en nie in die vlees dinge te doen nie. Ja. Maar dit sluit ook maar by sonde in. Nie net 'n gewone geveg met iemand anderste nie. Ja, maar om te kan sê nee vir versoekings en sulke goed. Want dis albei kante toe moet jy eintlik in die gees veg en nie in die vlees nie. Ja. Gaan op my Galasiërs 5 vers 16 en 17. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. So wandel in die gees, so jy nie in die vlees kan wees nie. Ja. Want in die vlees kan jy daai ou paar F-woorde toevoeg. Ja. Of jy gaan hom wel bietjie opskroef. Ja. Ja. Maar dis nie altyd die regte manier. Ja. Die Bybel sê wandel in die gees. Ja. Right. Die vlees en die gees begeer teen mekaar, soos jy dit daar gelees het, né? So jy nie kan doen wat jy wil nie. Dis eintlik 'n voortdurende stryd. Ja, elke dag moet jy daar besluit maak. Ja, nie 'n eenmalige oorwinning nie. Right? Dis voortdurend. Dis elke liewe dag. Dis 'n daaglikse bewuste afhanklikheid van God. Ja. Met ander woorde, dis 'n mindset. Om voordat ek in die vlees ingaan, eerder in die gees te wees. Ja. Alright. Romeine 7 vers 15 tot 19. So eentjie, maar dit gaan jy nou so mooi verduidelik hoe suffer ons met die vlees en die gees. Ja. Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê, in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Baie mooi gestel, né? Ja. En Paulus wat daar skryf. Ek sien, selfs Paulus erken dat hy 'n voortdurende stryd met die vlees het. Dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. En dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ja. Ek wil nie die F-woord gebruik nie. As jy my kwaad maak nie, maar F jou man. Wie is jy? Ja. Kom hier, ek jou maniere leer. Ja. En veral as ek kwaad word, dan word ek kwaad in die vlees. Ja. En ek sê jou oriënteer, een teen die oor en die res teen die tee. Ja. Nou as selfs Paulus, wat 'n groot kerkstigter was, sê hy het so 'n stryd.
dan kan die gewone mens daar op straat nie vir my sê, ag, ek het nie 'n stryd nie, ek gaan net so. Ja, ek doen net wat reg is. Nee, dan lewe hy in die vlees want hy lieg nou. Ja. Romeine 8, vers 1 en 2. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees, want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Ja. Nee. Jesus bring geen oordeel, nee, oor die wat die vlees oorwin en in die Gees wandel. So, dit is eintlik vir ons voordelig om eerder in die Gees te beweeg as in die vlees. Want daar is geen oordeel wanneer jy in die Gees is nie. Maar in die vlees, papa, daar is baie oordeel. Selfs 'n hof gaan jou oordeel. Skuldig. 30 jaar tronk toe vir daai moord. Omdat jy in daai impulsiewe, vleeslike oomblik die ou met 'n hamer bygedam het. Ja. Ja. Maar in die Gees is daar geen oordeel nie. Ja. Nie is 'n wêreldse oordeel van 'n hof nie. Ja. Romeine 8 vers 5 en 6. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede. Sien, as jy meer konsentreer op die geestelike, sê jy meer geestelik lewe. Ja. Maar die teenoorgestelde is ook waar. As jy meer konsentreer op die vleeslike, gaan jy meer vleeslik lewe. Ja. So met ander woorde, dis 'n doelbewuste, wat ek net al gesê het, 'n doelbewuste keuse wat jy elke dag, elke oomblik van die dag moet maak. Nie so maklik nie. Dis nie maklik nie, want jy wil daai resultate sien dadelik, dat daai ou nou gaan neerval. Maar as jy dit oorgee vir God, God se tyd is nie ons tyd nie, maar hy sal hom straf as hy skuldig is. Ja, maar God ken ook die bedoeling van daai ou se hart. Dis die ander ding, ons dink dalk ja, die ou het dit so bedoel, maar God weet dat hy dit dalk anders bedoel het, of daar's dalk 'n rede dat hy so opgetree het, of Hy tree dalk so op as gevolg van sy verwysingsraamwerk. ja, Wat jy nie ken nie. van onkunde, of Ja, so met ander woorde, gee dit eerder oor aan God, en God sal die regte oordeel gee. dis die ding, ja. En die regte oordeel is nie noodwendig dat hy ou gestraf gaan word. Ja. Dit hang af van die bedoeling van sy hart en die bedoeling van jou hart. Jy kan dalk die verkeerde een wees in Nee. die saak. Nee, maar ons kan nooit ons eie foute raak sien. Nee. Want dis geestelik om jou eie foute raak te sien. En die vlees, nee, dis nie ek nie, is hy. Ja. Romeine 12 vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So jy moet nie ingee in die vlees nie. Ja. Jy moet dit teenstry. Dis wat hy sê. Hy sê, jy kan dit nie bereik, hierdie geestelike ding. Jy kan dit nie bereik uit jou eie wilskrag uit nie. Want jou eie wilskrag is vleeslik. Ja. Jy gaan val. Dis in ons natuur. Dis dan. Jy kan dit nie deur jou eie wilskrag alleen bereik nie. Maar deur hoe jy dink, wat ek net oor gepraat het, die doelbewuste keuses. En op die manier word jy stelselmatig, so met tyd, gevorm deur die woord van God. Ja. As jy elke ding wat gebeur met jou oorgee in die geestelike, word jy verryk en verander. En dit word soos 'n tweede natuur. Ja, en jy word verander. En hoe meer jy dit doen, hoe minder gaan jy vleeslik wees. Want dit word, soos jy sê, dit word soos 'n tweede natuur. Ja, dis soos om vir 'n maraton te oefen. Jy kan nie net besluit môre gaan die maraton hardloop nie. Dit vat tyd en oefening en oor wat jy moet dit
doen om goed te word daarin. Ja. Dis maar dieselfde met die. Ja, dis nou 'n fisiese ding, maar geestelik is dieselfde jy ding. dit inoefen, Jy moet dit inoefen. Jy moet elke keer, as jy 'n gedagte kry van, gee dit oor in die gees. Ja. Praat met God. Right. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volledig, laat ek oor begin. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God, om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Elke gedagte gevange neem. Right. Tot die gehoorsaamheid van Christus. Ja. As ons die stryd in ons vlees voer, gaan ons verloor. Jy kan nou fisies wen deur 'n ou 'n goeie klap te gee. Jy gaan beter voel vir daai oomblik. Vir daai oomblik. Maar na die tyd gaan jy nog bietjie sleg voel. Ja, vir alles asof jy ys kom. Dan gaan jy eers sleg voel. Ja. Right. Dit is 'n geestelike stryd en jy moet dit verstaan. Selfs daardie stryd teenoor 'n ander ou is net soos die stryd teen sonde, 'n geestelike stryd. Ja. Right. Prakties beteken dit elke onreine gedagte, moet jy erken. Jy sê nee, ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie dit sê nie. Ek kan nie, jy weet, daai onreine gedagtes, daai sleg in die hart uitkom, goeders. Jy moet dit erken. Sê, wow, hoor, Pieter, jy is nou op pad, né? Ja. Verkeerde kant toe. En dan moet jy dit doelbewus vervang, met rein gedagtes. Ja. So daai onrein gedagtes moet jy doelbewus, dit geld vir albei kante. Dit geld vir die sonde, maar dit geld ook vir 'n geestelike stryd met 'n vleeslike stryd met 'n ander mens. Jy moet doelbewus erken, okay, daai gedagte gaan nie werk nie. Dit nou dink ek vleeslik. Ja, dis nie God se wil nie. Ja, dis nie hoe God wil hê ek moet optree as 'n kind van God nie. Ja. Right. Of dit nou sonde is en of dit nou 'n ou is wat jy wil diktik. Ja. Jy moet dit erken en dan moet jy dit vervang met 'n rein gedagte. Ja, en sê vir God, ek weet nie hoe om hierdie te hanteer nie, asseblief neem dit oor en los dit daar. Ja, dis baie belangrik. Lees my Efesiërs 6 vers 10 tot 18, dis 'n lang stukkie. Okay. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dis die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smekinge by elke geleentheid bid in die gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. So 'n lang stukkie daai. Maar jy sal sien daarso van vers 14 af wat hy nou die wapenuitrusting vir jou beskryf en Ja. Dan gaan dit oor waarheid. Dit gaan oor geregtigheid. Dit gaan oor die bereidheid om te verkondig die woord van God, né? Die woord self, né? Dis die swaard. Dit gaan oor geloof. Hy praat daar van geloof. Dit gaan oor gebed. As jy daardie dinge oefen en dit doen en dit lewe, Ja. gaan jy meer en meer in die gees lewe en minder in die vlees lewe. Ja. Dis 'n baie goeie stukkie raad daai, om daai wapen
uitrusting aan te trek. Elke liewe dag. Elke liewe dag. Elke oggend as jy in die spieël staan, trek hom aan en sê, Here, ek is reg vir hierdie dag saam met U. Moenie net om aantrek, jy moet hom ook lewe. Dis die ding, Ja, jy trek hom daar aan, as jy daar in jou kar klim en die taxi draai voor jou in, Ja, dan sê klaar. dan skop jy soos jou pa ruite uit. Ja, Oef, weer. jy was al maar 'n woeste mens gewees, né? Gaan op my na Filippense 4 vers 6 tot 7. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Dis my so mooi waar hy sê, en die vrede van God, want ek het al beleef dat as ek kwaad is en ek gee iets oor aan God, dan kry ek hierdie vrede oor my en ek is nie meer kwaad oor die situasie nie, want ek weet God gaan dit hanteer Ja, en regverdigheid laat en weer eens, ons net nog gepraat ook na met die wapenrusting gebed, en hierso sê hy weer hoe belangrik gebed is. Ja, Met ander woorde, praat met God. Nie met die ander ou nie. ja, 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 praat met God. Dit maak die stryd soveel makliker ja, en die oorwinning soveel groter. Gee dit absoluut, praat met God. Neem my gedagtes gevange. Vervang dit met nuwe gedagtes, soos ek net nou gesê het. Praat met God. En jy sal al hoe meer en meer geestelik, geestelik lewe. ja, En geestelik dink en geestelik redeneer. Right. As die ou Pieter. 'n wille man gewees daai. Dan sal jy vrede hê en oorwin. ja, En daai vrede, dis nie 'n vleeslike ding nie. Want as jy jouself so opry, of dit nou sonde is wat jy pleeg, en of dit nou 'n ander ou is wat jou kwaad maak, né? En jy ry jouself op of wat ook al. En die sonde wat jy pleeg, nie een van daai twee bring vir jou vrede nie. In elk geval om jouself so op te ry oor 'n ander ou is ook sonde. Ja. En dit vat ook jou vrede weg. ja, Dit steel absoluut jou vrede. Ja, Jy gaan die hele tyd op en af loop en dieselfde gedagte oor en oor in jou kop maal. As jy daar in die bed lê, gaan dit 3 ure later wees en jy gaan nog steeds hierdie gedagtes hê. ja, Ja. En jy gaan nie aan die slaap raak nie want jy so of dit nou 'n ander ou is wat jou kwaad maak en of jy nou skielik net 'n ander mooi girl gesien het en haar begeer. en jy wonder of jy nou moet of nie moet nie. Ja, mag of nie mag nie. Nee, mag tel nie vir die gees nie. Ag, vir die vlees nie. Ja, Ja, as jy wil dan wel. ja, Alright. En daarom praat met God. Met oor alles, met God oor alles in jou lewe. Die sonde en die stryd teen die ander mense, maak nie saak nie. Praat met God. ja, en wees eerlik met hom, want hy weet Absoluut hoe jy eerlik. Jy voel. moet altyd eerlik wees met God. Want jy kan nou nie sê, ja, soos as jy voel nou, hoorie, ek begeer nou daai een, sê vir God, hoorie, so, ek begeer nou daai persoon, ek weet is verkeerd, help my om my gedagtes te verander en af te lei na iets anders toe. So maklik soos dit. Ja. Want jy kan nie vir God sê, ja, maar ek dink nie eintlik so nie, maar God weet, hy ken jou hart. So dit help jy lieg vir hom en jy Nee, want die oomblik as jy nie opreg is in jou hart nie, mors jy jou tyd. Ja, Want God kyk na die opregtheid van jou hart. ja, As jy kwaad is vir ou, moenie vir God sê, blys die ou, ek het soveel vrede met hom nie. Jy lieg. ja, God weet jy lieg. Jy's kwaad vir jou. ja. Sê dit vir God. Sê vir God, hierdie ou het my nou kwaad gemaak. Ek is verskriklik kwaad vir hierdie ou. Help my om te verstaan. Ja. Help my om vrede te kry, maar help my ook om te verstaan hoekom hy dit gedoen het. Ja, En as ek verkeerd opgetree het en ek vergewe my, maar as dit hy is, vergewe hom. ja. Verstaan? Ja, die Bybel sê bid vir jou vyande. Absoluut. Dis altyd maklik nie, maar Ja. Maar as jy nie daar opreg is nie. En vir God sê maar ek is kwaad nie. You're wasting your time. ja, want God weet jy's kwaad. Ja. Dan is jy mos skynheilig en vals voor God. Ja, Wat nou wel 'n son op sy eie is. Dan mis jy mos die punt. ja, Dan gaan jy niks bereik nie. Dan gaan jy ook nie daai vrede kry nie. Want die oomblik is jy met God praat, sal hy vir jou daai vrede gee. ja.
En die ding wat my ook baie help, soos kom ons sê ek's in 'n situasie waar iemand op my skree en te kere gaan, dan vul ek my net met hierdie gedagte van dis nie die moeite werd om op hulle vlak te daal en terug te skree en soos 'n palooka daar aan te gaan nie. Dit baat jou niks nie. Jy maak jou eie naam sleg ook. Spreuke sê Salomo self, moenie met 'n dwaas redeneer nie, want jy gaan nou nie geonderskei word nie. Ja, jy gaan net nie onderskei word nie. Ja, dis wat ek bedoel, moenie op hulle vlak daal nie, want jy is beter as dit, jy is sterker as dit, jy het die gees aan jou kant, gebruik die gees. Jy as kind van God, gebruik die gees wat jy aan jou kant het. Moenie daal op die vleeslike vlak wat hy is nie, of daai persoon is nie. Want jy is mos nou 'n kind van God, jy het dit aan jou kant, gebruik dit. Ja. Leef dit. Leef dit. Ja. Ek sê klaar. My vlees is nou moeg. My gees wil nog maar, my vlees is nou moeg. Ai, papa, sê nou net moenie ingee vir die vlees. Ons kan op so 10 minute gaan. Dankie dat julle saam geluister het en laat weet as daar enige vrae is of iets wat onduidelik is wat ons dalk in diepte kan beantwoord vir julle. As daar enigiets anders is waar julle wonder, laat weet ons. En ek hoop julle het lekker saam geluister. Lekker dag vir julle. Tot 'n volgende keer sê ons. Maranatha.